skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons die vrede, ons is van wie ons sal verwag. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus, in my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is, ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is, ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil so dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Dankie. My enigste troos in lewe en dood, dis dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, hy is my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Die doop is die siel dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, in sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, in sy liefde bewaar hy my. Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre ook hier by die erediens. Baie welkom aan Thys, Rosaan, aan die hele familie wat vandag hier is. Mag dit vir julle ook 'n spesiale dag wees. Wonderlik om die Here se genade, sy liefde en sy teenwoordigheid ook op so 'n besonderse wyse te kan vier saam met medegelowiges. En dan ook baie geluk aan die moeders wat vandag Moedersdag vier. Ek is vanoggend herinner dat dit Moedersdag is. So ek is so bietjie agter met die Moedersdag geskenke. Nia is nie so baie impressed met my nie, maar soos wat sy groter word, glo ek sal sy my daarom daaraan herinner. Maar
ek praat so tydjie terug praat ek met my broer en hy vertel vir my ons praat sommer oor 'n klomp dinge en ons praat toe oor my ma onder andere en hy sê vir my dat as dit nie was vir my ma wat vir hom gebid het nie, weet hy nie wat van hom sou geword het nie. En toe sê hy vir my hierdie woorde, 'n ma se gebed word op 'n besonderse wyse gehoor in die hemel. 'n Ma se gebed is net ietsie anderster. So baie dankie aan al die moeders, aan al die ma's in ons lewe wat so 'n groot rol in ons lewe speel. Weet dat ons as manne is lief vir julle en ons kan nie sonder julle nie. Mag dit vir julle 'n baie mooi dag wees ook op hierdie Moedersdag. Geliefdes, ons toetrede lied is Vlam 39. Ek wil kom stil word en ons sing dit so terwyl ons sit. Ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir die Gees, Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs 'n rykdom en ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat onder lyding glad nie verstaan. Wat van die mense wat stikkend en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in myself stap ek gevolg, by al die nood en seer verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral die liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here deur ons loflied saam te sing. Lof sing die Here, lied 184. Ons sing daarvan verse 1, 2, 3 en 4. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof hom ons op, groot is sy heilige naam. Lof hom die Heer van die Here. Lof sing die Here wat kunstig die liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by gebly het. Wat in gevaar, o groot dreigend, o swaar, oor U sy vleuels gesprei het. Lof sing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën.
die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose swere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Sy. Ek wil nou vra dat die doopouers na vore sal kom. Matthys en Rosaan van Sail. Julle kan sommer net hier so staan. Ons is so dankbaar dat ons vandag hier kan wees nadat klein Lemay so 'n bietjie siek was en in die hospitaal 'n draai gemaak het. Is ons dankbaar dat sy nou vandag hier is en dat julle ook hierdie belofte vir julle familie, vir die gemeente en die belangrikste van alles voor God kan kom maak. Ek hou vir julle die doopsformulier voor. Die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat vir ons liefhet en vir ons sorg, dat hy Jesus Christus ons verlosser is, dat hy die Heilige Gees is wat in ons woon en wat ons nuwe mense maak en wat ons lei op sy weg. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe aan ons as geskenk aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat homself met sy liefde aan mense verbind. Verbondskinders moet gedoop word. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is julle gesinne ook in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis God se genade en sy liefde vir hulle en dat hy ook in hulle verlossing die inisiatief neem. Waartoe verplig die doop julle as ouers? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos wat hulle groot word, te vertel van God se liefde vir hulle, 'n voorbeeld vir hulle te wees en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Klein Lemay kan nou ingebring word. Matthys en Rosaan, julle het gehoor dat die doop 'n
'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans aan Christus, in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. God wil dit so hê. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. Met ander woorde, aanvaar julle die Bybel as geloofsbron van julle lewe. Ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Thuis, wat is jou antwoord? Rosanne? Jou pa het daarom ook 'n baard. Sies tog. Gewoonlik huil hulle, maar nou speel sy met die baard. Ek onthou toe Nia so klein was, het sy my baard getrek. Ek weet nie of dit met jou ook die geval is nie. Lorien Isabel van Sail, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Al God se beloftes geld ook vir jou. Gemeente, kom ons sit net so, dan bid ons saam met hulle. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir Thuis en vir Rosanne en vir hulle hele gesin kan bid en vir hulle familie kan bid en vir klein Lemay. Here, baie dankie dat U hand van liefde en genade na ons toe uitsteek. Selfs al kan ons dit nie verdien nie. Ja, Here, dankie dat ons ook vanmôre kan bid, Here, dat U vir Lorien Isabel van Sail, vir klein Lemay, dat U haar naam in U handpalm sal grafeer, dat sy sal groot word en dat sy U sal ken, dat sy weet wie U is. Mag U vir Thuis en vir Rosanne ook die leiding gee om haar so groot te maak, dat sy 'n lewende verhouding met U sal hê, dat sy altyd sal weet dat U met haar is, dat U by haar is, dat U haar op haar naam roep, dat U haar ken, dat U haar gemaak het, dat U haar gevorm het en dat sy vir U kosbaar is. Here, ons dankie vir die liefde, ons dankie vir die genade, so onverdiend groot. Ons loof U daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons gaan nou vir julle, Lispie gaan vir julle gedig voorhou en dan gaan ons vir julle 'n gelukwensing, net gelukwens en ek wil vra dat Dion en Jurgens en Nolien net vir julle ook saam met my kom gelukwens. Dogtertjies is warm en sag, want God het hulle so gemaak, met oogies wat blink en mondjies wat lag, elkeen baie spesiaal. 'n Dogtertjie is 'n bondel vreugde in die huis van 'n ouer paar, want sy is mos van lekker dinge gemaak, soos suiker en sonskyn. Soms sal sy in die nag huil, oor bang maak goed wat in die donker skuil. Maar troostwoorde laat die vrese verdwyn, en gou is sy weer pure sonskyn. Ja, elke klein ou dogtertjie is 'n godgegewe engeltjie, 'n geskenk aan elke pa en ma, om lief te hê en op die hande te dra. Daarom bid ons vandag, dat die son in jou hartjie sal skyn. Daar waar jy, hoe groter jy word,
die pyn, die hartseer, die bekommernisse en vra gaan wegsteek. En ons bid dat geen omstandighede wat ook al op jou pad mag kom, jou moed sal breek nie. En ons bid dat daar altyd 'n glimlag op jou gesiggie sal lê. En dat jy sal weet dat jy altyd iemand sal hê wat jou sal lief hê. Mag julle vandag onthou en die kosbare skat in julle harte net groter word en nooit sal vergeet dat Jesus haar ontsaglik liefhet en in sy hand vashou. Baie dankie Lispie. Weer dat ons bid vir julle, ons bid vir my en weer dat ons as gemeente is lief vir julle en ons is lief vir haar. Ek wil vra dat ons net julle kan vorentoe kom, Nolien, die Bybel oorhandig. Hier is ook 'n kers en 'n kruisie om julle te herinner aan hierdie dag en te herinner aan God se genade en sy liefde. Baie geluk tuis. Baie geluk, Rosaan, baie seën vir julle. Dankie, julle kan gaan sit, baie dankie. En ek wil ook sê dat die kinders van die kinderkerk kan ook uitbeweeg. Ons het nie 'n kindermoment van môre nie, julle kan uitbeweeg. Maar ek sien oom Eben het sweeties gebring, so dalk as julle so omloop, dan kan julle vir julle 'n sweetie kom kry. Daar's vir julle 'n sweetie. Ja, sê. Dit gaan lekker by hierdie kerk hier. Sê, is dit, julle moet vir oom Eben dankie sê, nee. Is hier so nog wat sweeties kort, wat kinderkerk toe gaan? O, hierso kom nog Paul, hierso is vir julle lekker sweeties. Dis 'n groot plesier. Oeps, ekskuus, mis ek jou. Ekskuus Tuisie. Daar sy. Almal gekry, daar sy. Ek wil ook vir die oupas en oumas baie geluk sê, wat 'n wonderlike voorreg om 'n kindjie so ook aan die Here te wy en mag sy my vir julle elkeen as familie as baie spesiaal wees en baie vreugde bring. Mag julle deur haar die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus ervaar. Geliefdes, ons skriflesing kom vanmôre uit Johannes 9. Dit is 'n lang gedeelte wat ons gaan saam lees. Johannes 9 vers 1 tot 41. So as julle julle Bybels by julle oop het, dan kan ons dit saam lees. Johannes 9 vers 1 tot 41. Hulle sê gewoonlik as 'n dominee lank bid of sy 'n lang skrifgedeelte gekies het, dan het hy daardie dag nie of daardie week nie baie hard gewerk aan sy preek nie, maar ek kan julle verseker dat ek wel hard gewerk het aan die preek en ek vertrou dat die Heilige Gees ook vanmôre met elkeen van ons hier in die erediens wil praat. Johannes 9 vers 1 tot 41. Voordat ons saam lees, kom ons bid net so, ons raak net stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons op hierdie spesiale dag, die dag waar ons vir klein Lemay doop en die dag waar ons ook die moeders in ons lewe vier, dat ons hier by mekaar kan wees. Dat ons u liefde en u genade so tasbaar kan voel. Ja, en Here, ons weet dat u hier by ons is.
Ons weet dit want ons bely dit en ons glo dit, maar dankie dat ons ook u teenwoordigheid en u nabyheid kan voel. Dankie Here dat ons weet u is hier by ons. Here, mag u ook nou in hierdie oomblikke vir ons krag gee om u woord te hoor, om te hoor wat u ook deur die woord en deur die Gees vir ons wil sê. Here, mag ons gedagtes so gerig wees op u kruis en dit wat u vir ons kom doen het, dat ons rustigheid en vrede sal ervaar. Ja, Here, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ons gebed is, Here, dat u verheerlik sal word, dat ons gebed, ons lied en ons woorde u sal verheerlik, ook in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 9 vers 1 tot 41. Ek wil vra dat ek wil die hele gedeelte vir ons lees, dat ons die konteks van die betrokke gedeelte ook sal verstaan. Die opskrif daar in die 83 vertaling is die genesing van die man wat blind gebore is. Jesus wat hierdie man genees. Ons lees saam Johannes 9. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra toe vir hom: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin?" En Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in hierdie wêreld is ek die lig vir die wêreld." Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: "Gaan was jou in die Siloam bad." Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: "Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie?" Party van hulle het gesê: "Dit is hy," maar party het gesê: "Nee, hy lyk maar net soos daardie man." "Dit is ek," het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom: "Maar hoe het jou oë dan reg gekom?" En hy antwoord: "Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: 'Gaan na Siloam toe en was jou.' Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien." "Waar is hy nou?" vra hulle hom toe. "Ek weet nie," was sy antwoord. Daarna, dan is ons nou by die volgende gedeelte, die opskrif daar is: die Fariseërs ondervra die man en sy ouers. Vers 13. Daarna het die mense die man wat eers blind was na die Fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak het en die man se oë genees het. Die Fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord: "Hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek." Party van die Fariseërs sê toe: "Hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie." Maar van die ander het gesê: "Hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen?" En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was: "Wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet," het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was nie en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het: "Is dit nie julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is nie? Hoe sien hy dan nou?" "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is," het sy ouers geantwoord. "Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself. Hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat." Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê: "Hy is oud genoeg, vra homself." Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê: "Praat die waarheid voor God.
Ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook die disippels van hom word nie. Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom, ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het, doen hy wat hy wil hê. Luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde en wil jy ons staan en leer. En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit? Meneer, sodat ek in hom kan glo. Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Tot sover ons skriflesing. Dit is omtrent 'n mond vol, dat ek net 'n slukkie water vat. In hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, gaan dit daaroor oor mense wat dink hulle kan sien, maar eintlik is hulle blind. En die vraag wat hulle vra, maak dit duidelik hoe blind hulle is. Hulle vra, wie se skuld is dit? Wie se skuld is dit dat hierdie man blind gebore is? Ons hoor dit hier in vers 3 waar daar staan, waar hulle hom vra, waar hulle vir Jesus vra, wie se skuld is dit? En dan antwoord Jesus, dit is nie deur sy eie sonde nie, maar ook nie deur sy ouers nie, maar hy is blind sodat die werke van God deur hom sigbaar sal word. So die vraag wat die disippels en die fariseërs vra is, wie se skuld is dit dat hierdie man blind is? Wie se skuld is dit? Want ons moet altyd 'n oorsaak en 'n gevolg hê. Dit is hoe ons mense werk. Ons vra baie dikwels vir mekaar, maar wie se skuld is dit dat dit met my gaan soos wat dit gaan? Wie se skuld is dit nou eintlik? En ek onthou 'n klompie jare terug, omtrent so 25 jaar terug, was daar 'n liedjie wat baie populêr was en dit is 'n simpel, eenvoudige liedjie, maar hierdie liedjie was vir een of ander rede baie gewild en die liedjie gaan basies daaroor oor die ou wat sy meisie verneek het en dan vang sy meisie hom uit en dan sê hy vir sy vriend wat gebeur het en dan sê die vriend vir hom, al wat jy vir jou meisie moet sê is, it wasn't me. Maar dan sê hy, maar my meisie, sy het my gesien, sy het my op heterdaad betrap, en dan sê hy, al wat jy sê is, it wasn't me. En ek dink die politici van ons dag het ook hierdie woorde aangeleer, want al wat hulle kan sê is, it wasn't me. Dit is nie my skuld dat dit so lyk nie, dit was nie ek nie, dit is nie ons skuld nie, it wasn't me. En ek dink kinders leer ook van baie vroeg af hierdie woorde aan deur vir hulle pappa of mamma te sê, dit was nie ek nie pappa, dit was nie ek nie mamma, hy het eers my hare getrek, dit is nie my skuld nie, dit was hy het dit eers aan my gedoen, so dit is sy skuld, ek is onskuldig. Dit was nie ek nie. So wie se skuld is dit? Dit is die vraag wat ons vra. Wie se skuld is dit? En dit is soos wat ek vir julle gesê het, dit is hoe ons mense werk. Ons werk met hierdie stelsel van oorsaak en gevolg. Daar moet altyd 'n oorsaak wees vir iets wat met ons gebeur het. En dit is presies dieselfde wat in die teks wat ons nou gelees het gebeur.
die disippels en die fariseërs vra, maar wie se skuld is dit dat hierdie man blind is? Wie se skuld is dit dat hy blind is? En dalk is dit 'n vraag wat jy ook al in jou lewe gevra het, maar wie se skuld is dit? Want daar moet 'n rede wees hoekom hierdie dinge gebeur. Daar moet 'n rede wees hoekom dit gaan soos wat dit gaan. Wie se skuld is dit nou eintlik dat dit wat gebeur het? Wie se skuld is dit? En baie van ons, almal van ons wat kinders het of wat ouers het of wat geliefdes het, wil graag ons kinders, ons ouers, ons geliefdes beskerm. Ons wil hulle ten alle koste beskerm. Ons wil alles in ons vermoë doen om hulle te beskerm, om hulle veilig te hou. En wanneer daar slegte dinge gebeur, wanneer daar moeilike dinge gebeur, dan vra ons, maar wie se skuld is dit nou eintlik? En op 'n manier probeer ons met God dan te bargain. Ons probeer met hom te redeneer en ons sê, Here, as u dit sal doen, as u hierdie persoon gesond sal maak, of as u my finansiëel uit hierdie krisis uit sal kry, of as die son net 'n bietjie langer kan skyn en my lande kan droog word, dan sal ek dit en dat en dit vir u doen. Ons probeer God se arm druk. Ons wil weet, hoe moet ons bid? Moet ons kniel, moet ons staan, wat moet ons doen? Hoe moet ons bid? Want dit is baie keer wat ons, die idee wat ons in ons kop het, in ons gedagtes het, dat daar is iets wat ons moet kan doen, om hierdie situasie beter te maak. Daar is iets wat ons moet doen, om ons uit hierdie gemors waarin ons onsself bevind te kry. Daar moet iets wees wat ek kan doen. En dan probeer ons met God te redeneer. Ek vat 'n SMS, nie 'n WhatsApp nie, 'n SMS wat ek so rukkie teruggekry het van 'n tannie wat vir my gesê het dat haar prediker het vir haar gesê dat sy moet baie getrou wees om haar 10de te gee. Want as sy nie haar 10de gee nie, dan gaan sy net meer en meer ellende beleef. En op daardie stadium het dit met die tannie hulle baie swaar gegaan. Haar man het kanker gehad en sy het maar geleef van haar SASSA geldjies. Dis al geld wat sy gehad het. En dan het sy die 10de gevat en sy het dit in haar Bybel gebere. En daar was 1 maand wat die geldjies opgeraak het. Daar was nie meer geld om kos te koop nie. En sy het van hierdie 10de, van hierdie geldjies wat sy in haar Bybel gebere het sy gevat om kos te gaan koop. En toe sê sy vir my, die boodskap wat sy vir my stuur is, nou straf die Here vir haar omdat sy van hierdie geld gebruik het. Dit is hoekom dit met hulle so sleg gaan. Dit is hoekom dit so ellendig gaan, want sy het nou van hierdie geld gevat wat sy vir die Here sou gegee het. En dit is baie keer hoe ons dink. Ons dink, omdat ons dit doen, gebeur dat. Omdat dit in my lewe gebeur, omdat ek dit in my lewe doen, gebeur dit of dat. En dit is hoe die tannie gedink het. Maar ek wil vandag vir julle sê dat dit is nie hoe God werk nie. God werk nie met oorsaak en gevolg nie. God werk nie soos wat daardie prediker vir daardie tannie gesê het nie. Nog 'n voorbeeld wat ek met julle kan deel is 'n voorbeeld uit my eie lewe uit. So klompie jare terug het ek een van my beste vriende verloor in 'n motorongeluk. Hulle het geboer daar buite Wimburg, Excelsior, daardie pad. Hy was sy pa en sy ma se enigste seun gewees. So 3 maande nadat hy oorlede is, het ek die moed bymekaar geskraap om na die tannie toe te gaan en na die oom toe te gaan. En ek het daar gery plaas toe en ek het daar by die oom en by die tannie gaan stop en toe ek daar aankom en die tannie sien my, toe bars sy uit in trane. En toe sê sy vir my, Stefan, daar was vandag iemand by my gewees wat gesê het, dit is my skuld dat my seun dood is. Dit is my skuld. Want die Here wil vir my iets wys, die Here wil my straf deur my seun wat dood is, oordat my lewe nie op die regte pad is nie, het die Here my seun van my af weggevat. En ek kon vir haar sê, maar tannie, dit is nie hoe die Here werk nie. En as jy vandag dink dat dit is hoe die Here werk, dan wil ek vir jou sê, dit is nie hoe die Here werk nie. Ek wil weer sê, ons werk met hierdie skema van oorsaak en gevolg. As gevolg van dit, gebeur dit of dat. Want dit is wat die wetenskap ook vir ons leer. As ons 'n bal in die lug gooi, dan weet ons dat daardie bal moet afkom. Want dit is, die gevolg is, ons gooi die oorsaak, die bal gaan in die lug, die gevolg is, die bal kom af. En dit is hoe ons dink, God werk ook.
Maar God werk nie met as nie. God werk met omdat. Hy sê, omdat jy my kind is, omdat ek jou liefhet, omdat jy vir my kosbaar is ek by jou. Sal ek jou dra, omdat ek vir jou aan die kruis gesterf het, sal ek vir jou sorg. Dit is wat die Here vir jou kom sê. Omdat ek vir jou liefhet, ek by jou. Ongeag wat in die wêreld gebeur, ongeag wat tans in jou lewe aan die gang is, omdat ek die Here is ek by jou. Ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou vashou. Daar is nie 'n rede hoekom hierdie slegte dinge gebeur nie. Die Here gebruik dit baie keer tot eer van sy naam, soos wat die geval was in ons teksgedeelte wat ons gelees het, waar die disippels en die fariseërs vir Jesus vra, maar hoekom is hierdie man blind? Wie se skuld is dit? Is dit sy sonde of is dit sy ouers se sonde? En Jesus sê nee, dit is sodat God verheerlik sal word deur sy blindheid. Dit is sodat God verheerlik sal word deur sy menswees. Die Here gebruik die situasie waarin jy jouself bevind. Die Here gebruik die situasie waarin ek myself tans bevind. Waarin my familie hulle self tans bevind, sodat hy verheerlik sal word. Dit help nie ons gaan vra en sê, maar hoekom Here nie? Hoekom gebeur slegte dinge? Hoekom gebeur hierdie dinge met my nie? Die Here sê, omdat ek jou liefhet, ek by jou. Omdat ek vir jou aan die kruis gesterf het, sal ek vir jou sorg. Die grootste en die belangrikste ding wat ons vir ons kinders, vir ons kleinkinders kan leer, is die liefde van God. Dat hulle werklik die liefde van God sal ervaar, want selfs al breek jou hart in 10.000 stukkies, sal God jou vashou. Sal God jou lief hê. God sal jou in alle ewigheid nooit los nie. Ons het nou die voorreg gehad om vir klein Lemay te doop. Hierdie belofte van God kom van alle ewigheid af. Dit kom van die verbond wat God met Abraham gesluit het en vir Abraham gesê het daar in Genesis 17, maar ek wil jou God wees en die God van jou nageslag. En hierdie verbond beteken dat die God van die hemel en die aarde is jou God. Hy is die een wat by jou is. En die doop herinner ons aan dit wat God beloof. Die doop herinner ons aan dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Dat hy by ons is en dat hy ons dra. En baie keer is dit die sigbaarste in kinders se lewe. Baie keer maak kinders ons geloof tot 'n skande. Baie keer is dit ons geloof wat maar wankel en dan kom 'n kind en hy gee vir jou hierdie geloofsekerheid wat ons baie keer oorwonder. En dit het met my gister gebeur. Dalk kan ek net vir u noem vir die van julle wat nie weet nie. Is my pa is tans baie siek in die hospitaal met kanker. Daar is niks wat hulle vir hom meer kan doen nie. Hulle kan hom help om die pyn te verlig. En ek glo dit is hoekom die Here my ook hierdie teks laat lees het vanmôre en laat preek het uit hierdie teks. Want ek het gewonder, maar hoe kan dit gebeur? Wie se skuld is dit? Laat dit gebeur. En gister ry ek met 'n klomp seentjies daar na 'n partytjie toe. En een van die seentjies is vandag hier in die kerk, of was Darius? Ja, Darius, steek ek jou hand op. Daar soos dit daar is. Hy het saam met my in die bakkie gery. En ek luister toe soos wat die kindertjies praat. En hulle gaan nou zipline ry en almal is maar 'n bietjie bang en bietjie skrikkerig. En nou Darius sê, maar onthou, selfs al is jy daar bo, God is by jou. God sal jou nie laat val nie. God is by jou. Geliefdes, dit is wat die teks vir ons sê. God is by ons. Ek weet nie hoe lyk jou omstandighede vandag nie. Ek weet nie waarmee jy dalk worstel in jou lewe nie. Ek weet nie wat se seer jy beleef nie. Maar God is by jou. Dit is die belofte wat vanaf Genesis tot Openbaring dwars deur die skrif loop. God is by jou. Hy is by jou. Hy is daar om jou te dra.
Hy werk nie met omdat jy dit of omdat jy dat gedoen het nie. Hy werk met omdat ek jou liefhet. Omdat jy vir my kosbaar is ek by jou. Gaan die Here ons situasie sommer net verbeter? Gaan alles net beter gaan in ons land, in ons lewe? Ek weet nie. Maar een ding wat ek weet, is God is by ons. En dit is wat my ma my ook geleer het, en op Moedersdag wil ek dit vir die moeders ook sê. Eintlik wil ek vir julle 'n boodskap lees. Dit was nou glad nie deel van my beplanning nie. Maar ek wil vir julle graag hierdie boodskap lees wat Carissa vir my gestuur het. Sy het onder andere hard gewerk aan hierdie geskenkies wat ons nou vir die mammas gaan uitdeel. Sy sê vir my, ek wil net seker maak wanneer die geskenkies uitgedeel gaan word. En dan sê sy, dis omdat alle mammas of vroue gedurig bid vir almal om hulle. Gedurig bid vir almal om hulle. Dit is wat ma's doen. Hulle bid vir ons. En dit is wat ons in 'n geloofsgemeenskap vir mekaar doen. Ons bid vir mekaar. Ons ondersteun mekaar. Vandag het ons hierdie wonderlike voorreg om vir hulle my te gedoop het, om mammas te vier en vir mekaar te sê, maar kom ons bid vir mekaar. Kom ons maak soos wat die heel eerste gemeente daar in Handelinge gemaak het. Kom ons kom op ons knieë en ons bid vir mekaar. Ons weet aan wie ons behoort en ons weet dat ons tot in alle ewigheid in God se hande is. Dat daar niks is, nie die lewe nie, nie die dood nie, niks kan ons uit God se hande uitruk nie. En mag God jou situasie gebruik, my situasie, jou lewe, ons gemeente gebruik, en mag God al die eer en al die lof en al die aanbidding kry, soos hierdie blinde man se lewe aangeraak is, en soos wat God verheerlik is deur hierdie blinde man se lewe, mag God verheerlik word deur jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag U deur ons hele lewe, deur ons hele menswees werk. Mag U glorie, U krag en U goedheid in ons lewe geopenbaar word. En mag U al die eer en al die lof kry. In Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawe.